Goeiedag, my naam is Christonel. Ja, en dit is vir my 'n voorreg om sommer net vinnig met hierdie video vir jou so ietsie te vertel van dit wat my hart is en ook waaroor hierdie bediening onder Afrikaans sprekende mense in Afrikaans spesifiek oorgaan. Soos wat jy ook reeds gesien het op my bio, ja, is ek al vir baie jare voltyds in diens van die koning, sedert 1979 reeds, maar ek ken al Jesus as Here en koning in my lewe sedert 1969. 10 Oktober 1969 het ek hom ontmoet as 'n lewende opgestane Here en dien ek hom voluit in my eie lewe. Waarom spesifiek Afrikaans sprekende mense in Afrikaans? Na 'n bediening van 14 jaar as 'n NG Dominee, tipies NG Dominee, en toe hierdie eintlik merkwaardige belewenis dat die Here my opdrag gee om te bedank as NG Dominee, omdat hy my op 'n nuwe manier onder Afrikaans sprekende mense wil gebruik, maar wat ek nie kan doen as 'n tipiese NG Dominee nie. Het ek die voorreg nou al vir 31 jaar om hierdie nuwe pad te stap, sedert 1993, om op 'n nuwe manier, hoe die Here gesê, om met nuwe wyn sy mense wat Afrikaans praat te bedien. Ja, dit is 'n woord daar uit Lukas 5, vers 38 en 39, waar die Here praat van hierdie nuwe wyn, wat net in nuwe wynsakke gaan pas. As jy dit gaan probeer gooi in ou wynsakke, dan gaan dit die ou wynsakke skeer en die nuwe wyn gaan verlore gaan. En hierdie woord, nuwe wyn, hierdie begrip, nuwe wyn, beteken eintlik maar net doodgewoon ou Bybelse waarhede, wat God se gees vars en nuut aan my en jou bedien. En die oomblik as ons dit so raak sien, so verstaan, eintlik verstaan presies wat God daarmee bedoel het, oorspronklik, dan verander dit jou hele lewe, dan pas dit in niks anders in nie, en dan kan jy dit nie weer probeer in jou ou maniere van dink, probeer indruk nie. En dis in 'n sin wat ek sien gebeur in Afrikaans sprekende mense. Ek kyk baie daar rondom my na tipies goeie Afrikaans sprekende mense wat vir jare ergens ingepas het in een of ander tradisioneel gereformeerde kerk byvoorbeeld, en wat skielik net na al die gebeure wat byvoorbeeld in die gereformeerde wêreld, spesifiek die NG Kerk, plaasgevind het hier in Suid-Afrika, eenvoudig verward en alleen oral rond staan en nie weet waar hulle hoort nie. Daarom kry jy miljoene van hulle op die oomblik, wat saam met hulle gesin of alleen die Here probeer dien en aanbid, want hulle voel hulle pas nêrens meer in nie. Ja, baie van hulle, nadat hulle uitgestap het uit die NG Kerk uit, om een of ander rede, het probeer ergens inskakel by 'n Pinksterkerk of by 'n charismatiese gemeente. Ja, natuurlik is daar van hierdie Afrikaans sprekende mense wat baie goed inpas daar en wat tuis voel daar, maar die oorgrootste meerderheid wat ek ontmoet oral oor die land en oor die wêreld, voel op die oomblik baie alleen en verward. En dit voel vir hulle asof hulle nêrens inpas nie. En ek het 'n hart vir hierdie mense. Ek verstaan wat in hulle hart gebeur. Want in 'n sin gebeur in hulle hart
iets wat ook in my eie lewe gebeur het, nadat die Here nuwe wyn aan my begin bedien het. En daarom hierdie bediening spesifiek in Afrikaans, aan Afrikaans sprekende mense. Ja, ek wil nie vreemde goed aan hulle bedien nie. Ek wil nie oor allerhande kontroversiële sake met hulle praat nie. Ek wil vir hulle vertel wat die Here vir my gewys het, en wat my eie lewe verander het, wat my eie verhouding met die Here verdiep het, en wat my verhouding met ander gelowiges in sy liggaam oor die wêreld verdiep het. Wat my anders laat dink het oor die kerk of die eklesia, soos wat dit in die Bybel in Grieks bekend staan. En daaroor wil ek met jou gesels, en met ander gesels. En daarvoor het ek 'n internetbediening reeds in die jaar 2000 begin, en nou al vir 25 jaar mee besig is. Wil jy my nie daarmee help nie? Wil jy my nie finansiëel ondersteun om dit te kan doen op die beste manier nie? Want dit kos baie geld om die regte internetplatforms te kan reël, om webblaaie te skep, om kameras te koop, om 'n ateljee te skep, indien nodig, soos wat die Here lei, om te kan beweeg oral oor die wêreld waar hierdie mense is en hulle bevind. As ek beleef die Here sê, ek moet gaan soontoe. Want jy het gelees, die Here het my verbied om ooit weer 'n salaris van enige deel of van enige groep te kry. Want toe sê die spreekwoord, wiens brood men eet, diens woord men spreek. Want dis wat ek beleef het, en dis wat die Here vir my gesê het, mense probeer jou manipuleer, of jou dwing om te sê wat hulle wil hê jy moet sê, deur die finansies wat hulle in jou lewe instort. En dit mag nooit in my lewe gebeur nie. En daarom is die Here my alleen voorsiener, maar het hy gesê, hy gaan sy mense gebruik om dit te voorsien wat ons nodig het. Wil jy nie een van hierdie mense word nie? Wat my en my gesin op die manier ondersteun nie. Baie dankie. Seën vir jou. Sien uit om van jou te hoor.